Julle, ek wil vandag vir julle 'n boodskap bring wat ek glad nie beplan het om te doen nie. Dus ek was besig om my anders rond te krap en toe is net moet oor hierdie ding praat. So ek glo dis vir 'n rede. Ek ken my eie hartjie. Selfs vir die verstommende ding van my van hoekom die Here my geroep het is twee dinge. Die een ding, ek is nie 'n goeie spreker dink ek nie. En die volgende ding is net ek ken my eie hart en ek kan nie glo dat die Here iemand met my hart sou vat. Die mense kan sê hierso praat jy met hulle. My ding. So Dis eerder 'n hamer wou vat. nee, ek sou net graag wel uitgesort gewees het. Ja, ek nie van hulle vind nie. Ek gebruik stukkende mense. En ek gebruik want as hy vir iemand moes wag om perfek te wees, sou ons nooit geluister het vir enigiemand. Ja nee. So die ding begin net die vyand is slinks maatjies. Hy sluip rond en hy klim in ons lewe in op verskillende maniere en slim maniere. En as ons nie op uitkyk is vir die goed nie, dan vang dit van ons. En hoekom ek die titel van die ding is die dodelike lokval van Satan en hy het baie planne. So daar's nie net asof hy net hierdie een lokval het nie. Maar die Griekse woord wat ek met julle wil gaan praat beteken fisies. Dit is net 'n lokval. Die lokval, hy sê lokval in Engels sal wees 'n ambush. En hierdie is meer soos 'n wip, maar dis 'n ding wat jou vang. Hoe jy ook al aan kyk. Ons sal later volgende week praat oor die fisiese dingetjie wat die woord beteken. Maar dit is jy word gevang in 'n lokval of 'n wip of 'n ding. Dis wat die fisiese woord beteken. En wat ek wil oor praat is die gevaarlike lokval van om geaffronteer te voel of te nagekom te voel. In Engels to be offended. Die Griekse woord vir daai storie is 'n lokval. So, vir die van julle wat hulle Bybels het, Matteus 24. En ons gaan lees vanaf vers 10. In Matteus 24 is Jesus besig om sy disippels se vrae te antwoord van Here, hoe gaan dit lyk en wat gaan gebeur voor hy terugkom? En dan sê hy vir hulle hoe dit gaan lyk op daai tyd. En van julle dink ons lewe in die eindtyd. As jy nou die goede om ons kyk, so ons vermoed is daar rond en dis die tekens wat Jesus gegee het. En 24 vers 10. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtighede vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Net daai stuk. Vers 10 het ek in 'n klomp verskillende vertalings gekyk en omtrent nie een gebruik dieselfde vertaling nie. Afrikaans het gesê, dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En 'n paar van die Engelse vertalings gebruik die woord offended daar en ek vind dat die Ellen, what translation do you have there? Yeah, I got the and then shall I got the end there, but it says and then shall many be offended. Okay, that's okay. Amplified joke, and then many will be offended and repelled and will begin to distrust and desert him whom they ought to trust and obey, and will stumble and fall away and betray one another and pursue one another with hatred. So dis wat Jesus sê wat in die laaste dae gaan lyk. Hy sê die mense gaan geaffronteerd voel of te nagekom voel. En daarom gaan hulle afvallig word en hier is die hele proses wat ek wil kan sien. Van jy word eers hierdie en dan jy voel te nagekom en as jy nou dinge aandag gee aan nie, dan verraai jy later iemand en as jy nie aandag kry nie, dan haat jy die mense. Dis die proses van wat gebeur. En hoe gebeur dit? Ek meen, hoekom gebeur dit dat 'n mens gaan van net jy voel te nagekom teen iemand wat iets aan jou doen? En hoekom het uit by die res van die storie? Spreuke 18 vers 19. Ek gaan vir julle lees hierso. 18 vers 19. 'n Broer teen wie oortree is erger as 'n sterk stad. En geskille is soos die grendel van 'n paleis. 'n Broer teen wie oortree is. Dis mooi om te sê die broer is baie kwaad vir jou. Hy voel te nagekom. Die message sê a brother offended is harder to be won over than a strong city. Nou, hoe het 'n sterk stad gelyk in die tyd toe hierdie ding geskryf is, tyd van Salomo? 'n Versterkte stad was die stad aan die binnekant met 'n massive dik muur om hierdie ding. En hierdie muur het almal buite gehou wat jy dink teen jou is en dit het almal deurgelaat wat jy dink vir jou is. En wat dit sê is
'n Christen wat te nagekom voel, dis wat dit is. Hy bou hierdie muur om homself, om almal buite te hou wat 'n ding teen hom is. En dis nie 'n natuurlike ding nou vir, obviously dis in jou hart. En die Nuwe Testament verwys hy na, in Afrikaans verwys nogal na 'n soortgelyke term, wat verwys na sterk vestings, in Engels strongholds. Dis hoe dit lyk. So, kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 10 oor sterk vestings, of strongholds in Engels. 2 Korintiërs 10. Almal ken die storie vanaf vers 3 af. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om wat te doen, vestings neer te lê. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Wat sê Paulus, wat is die vestings wat oorwin moet word? Wat is hierdie mure wat ons hart bou? Hy dink is bose geeste wat ons moet gaan fight. Paulus sê hierso, wil die Amplified wil lees. For though we walk, can I still see flesh and blood, but they are mighty before God for the overthrow, destruction of strongholds. Hierso is hulle, wat is die strongholds? Inasmuch as we refute arguments and theories and reasonings, and every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose away captive in obedience of Christ. Met al die goede kan jy omtrent in jou kop te wys. Dis alles goed wat hier nie gang is. Dis nie daar buite, dis nie die bose magte nie. Obviously is daar invloed van hulle. Maar Paulus sê die goed wat ons moet afbreek, die skanse wat ons om onsself bou, om ons harte te beskerm, is argumente, dis teorieë, dis ons eie manier van hoe die goedjies mekaar steek. Wat teen die woord van God is. So as iemand jou boos maak, reg of verkeerd, en jy begin geafronteerd voel daaroor, dan begin jy in die kop van, dis hoe dit werk, en jy begin, en dit is teen die woord van God gewoonlik. Dit is gewoonlik 'n liegstorie. Want as dit nie 'n leuen was nie, sou jy dit jou nie kwaad gemaak het nie. Want toe jy tot bekering gekom het, en jy het net al die liefde van God gevoel, was het maklik om mense lief te hê. Ek weet die hele wêreld was net, het jou liefde gekry baie stadium, dit het net gevloei. En dan gebeur daar 'n ding iewers met die meeste mense is, iemand doen iets aan jou, en jy voel daarna gekom. En dan met die liefde moet jy so lekker vloei nie. Dan is die ding van vrylik het jy gekry, laat dit vrylik gaan, is dan 'n bietjie 'n moeilike saak. En almal van ons gaan dit deur, en Dawid het dit deurgemaak, en hy beskryf die ou wat hom te nagekom het as sy broer, sy metgesel in die tempel, sy kameraad, want jy verwag so iets nogal van die wêreld. Maklik om te dink die wêreld gaan so iets doen. Maar jy het hoër verwagtinge vir Christene. Maar dis gewoonlik waar dit gebeur, is die mense naby jou. Die mense wat gewoonlik jou te na gaan kom, is die mense naby jou. Want ek dink hoe hoër jou verwagting van iemand is, hoe groter is die potensiaal, die kans, en hoe verder gaan jy val in hierdie storie as jy seer kry met hulle. Dis die mense wat jou die seerste maak, is die mense van wie jy die hoogste verwagting het. So, dis gewoonlik mense naby jou. Dis gewoonlik gaan die mense hier so rond wees wat jy jou hart met mee vertrou, het gaan jou man of jou vrou wees, gaan jou pastoor wees. Een van sulke mense wees wat goed gemaak dat jy geafronteerd voel. As jy begin hierdie ding in jou hart opbou, dan raak jy soos die 2 see, die ding wat nie die liefde wil nie meer gaan nie. In Israel is hy die 2 sees, daar is die see van Galilea, kry sy water die bo uit die berge van Caesarea Philippi uit, en dan loop die water by die see van Galilea in, en het loop onderuit. En is lewende water, is 'n lewende see, dat is vrot van seelewe. En dieselfde water loop in die Jordaan af en loop in die dooie see in. En is dood, want daar's geen outlet vir dit, en daar's nie uitvloei nie. En dit is soos dit met so 'n Christen word, het begin in sy hart mure opbou om te beskerm, en het begin te nagekom voel. Dit raak dood, die liefde wil nie meer, jy word selektief met jou liefde. Want wat nou gebeur is, elke keer as jy iemand ontmoet, wat jou net herinner aan die ou wat jou geafronteer het, dan obviously hou jy liefde terug. Daai mure met jou plek hou. En die probleem met daai ding is, outomaties moet jy al Jesus uit jou hart begin uithou. Want, die Bybel sê, wat jy aan die geringstes doen, het Jesus gesê, doen jy aan my. So as jy begin sy geringstetjies uitsluit uit jou uit, dan doen jy dit met hom.
Dan is die volgende stap in hierdie proses, jy raak 'n kandidaat vir verraad. Nou verraad het ons die ding van, dis iets daar ver groter. Verraad beteken hierdie ding, jy soek jou eie belang ten koste van iemand anders. Dis wat verraad is nou. As jou fokus begin skuif na ek wil my hart beskerm toe, gaan jy later jou hart beskerm ten koste van maak saak wat nie. En as my vrou my seer maak, en ek voel offended met haar, gaan ek myself probeer beskerm ten koste van haar. So, verraad se uiteinde is die verwerping van 'n belangrike verhouding. Dis wat dit ingaan. Dit vind maar net uitdruk in verskillende forme. En dit lei tot haat. En die beste prentjie wat ek kon dink toe ek dink oor die hele proses, hoe ek dit baie maklik raak sien, is jy na mense kyk wat deur 'n egskeiding gegaan het nou net op besig is om deurheen te gaan. Jy kan nie glo dat hierdie twee mense het rukkie terug van mekaar beloof, ons is so lief vir mekaar, hulle gaan eenvoudig moet doodmaak om die ding te eindig. Dis hoe baie ons mekaar lyk. En deesdae 'n jaar later, as hulle gelukkig is, dan is daai twee aan die stoei en ek het uit op my eiers geskei en sê ek kan nie glo, hulle beklei oor 'n klip, julle. Hulle teken die skryfbrief met hulle beklei oor 'n klip, 'n maalklip in die tuin. Wie kry die maalklip? Dan dink ek hier is twee mense wat gesê ons is so lief vir mekaar. Hulle dis waar hulle beklei en is nie praat nie van moeilik is nie, beklei. En ek weet van ek ken nie 'n mooi skei nie. Maar die meeste van dit raak iewers morsig. Die mense sê nee, ons is net uit mekaar uit, ons is nog vriende of ons kom nog oor die weg of whatever dit is. En dan wanneer die papiere geteken word, lees julle, dan spaar jare. En dis my die prentjie van wat hier gebeur. En dan begin opbou, begin 'n muur bou, sny, beskerm jou hart ten koste van 'n ander persoon, vir wie dit belangrik is. En iewers skop jy haat in later. Ons dink is doe ver af. Dit is hoe dit lyk om ons heeltyd. Okay, terug ek net hierdie een ding sê dan. Johannes sê in Johannes 2 vers 9. As jy dink jy loop in die lig en jy haat jou broer, jy loop nie in die lig, jy loop in die duisternis. In Matteus 24, wat ons kyk het vers 11, lyk dit asof die mense wat genoem word, naamlik die mense wat offended word, geaffronteerd word, is kandidate om verlei te word. Sê die valse profete gaan 'n klomp mense verlei. Nou in 'n tyd is daar meer valse profete, daar gaan meer mense wees wat geaffronteerd word oor die storie. In Matteus 7 praat Jesus van wolwe en skaapsklere. Of hulle agter 'n preskel staan of nie, Jesus sê hulle is wolwe, hulle lyk soos skapies. Hulle sing soos die skapies, sê hulle liedjies, hulle lees hulle boeke soos skapies, maar aan die binnekant het hulle 'n ander plan in die gang. Dit is hulle eie motiewe. En wolwe jag gewoonlik in troppe, alles ek jag diere jag in troppe. En wat hulle probeer doen is hulle probeer 'n skaapie isoleer. Sodat hulle kan chop sien. En dis dit intaai, ek gaan julle lees wat sê Spreuke 18. Die naam van skapies van gras. Spreuke 18 vers 1. Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. Iemand wat hom afskei, soek sy eie begeerte. As iemand er nagekom voel en hy begin mure opbou, begin homself isoleer. En hier is 'n groot ding wat ek gesê het. As mense net liggies verdwyn, is daar gewoon 'n moeilikheid. Ek het baie van my vriende toe ek jonger was, het 'n klomp vriendinne gehad en as ek wil net moet kuier vir so 2-3 maande ry en dan moet ek maar begin soek, want haar boyfriend dag geslaan of sy het haar werk of iets. Mense isoleer hulle self as hulle begin vasdry. En daai ding van 'n wolf van skaapsklere gaan iemand soek wat geïsoleerd is. Dis so wolwejag. En Spreuke 18 sê as jy jouself isoleer op, jy sny jou af van alles wat goed is en voordelig kan wees. So met 'n sideline dingetjie. As dit moeilik gaan, moenie wegraak nie, maatjies. Ons is 'n klomp palukas hierso, maar ons is hier mekaar te help at least. Okay? So moenie net wegraak in die storie. Nou, die ongelooflike ding van mense wat hulle self so begin isoleer is jy kan in 'n groot gemeente sit. Jy kan in 'n groot werk sit met 'n oop kantoor. Jy kan elke Sondag staan en almal drukkies gee en nog steeds alleen en geïsoleerd word. Dit is 'n verskriklike ding om in jou te hê daai, as jy begin mure opbou om jou. En dan jy dink van jy isoleer jouself hierso en wolwe soek iets wat geïsoleerd en swak en siek is. Dis dit geval.
vers 12 van Mattheus 24 wat praat van die liefde wat sal vervlou van die meeste. Die woord liefde hier so is agape, of agape. Dit is goddelike liefde. Wie besit goddelike liefde? Ons, God se kinders. Dit is nie so net 'n wêreldwye ding nie. God se kinders besit liefde en dis wat gaan vervlou. So dit praat nie van doen buite die wêreld wat wetteloos en mislei word nie. Ons moet oppas. Want as ons in die lokval trap, gaan ons mislei word en wetteloos word en ons liefde gaan vervaag. So want mense nie met hulle seer harte wil deel nie, sê dit gaan jy maklik mislei kan word. Jy gaan nie meer liefde met die ander kan deel nie. En dit sal lei dat jy mense verraai, beteken die mense naby in jou verhouding, gaan jy daai verhoudings mee stop. En jy kan hulle haat. En hier is die mense wat in die kerk sit, soos die kerk lyk, soos die kerkliedjies sing, al daai goed te doen. Dis nie die wêreld nie. Kyk, jy kan mense wat te nagekom voel in sommer twee grove groepe deel, dink ek. Die een deel is mense wat regtig iets onregverdigs aan gedoen is. Daar's regtig baie wat hulle gedoen. Iemand het iets slegs aan hulle gedoen. En as mense wat dink daar's iets slegs aan hulle gedoen, oor twee redes gewoonlik. Die een ding is hulle het die verkeerde inligting gekry. En die tweede rede is net hulle kry die regte inligting, maar hulle onderskei verkeerd. En onderskeiding is 'n belangrike ding, julle. Wil ek gou vir julle lees Filippense 1 vers 9. Filippense 1 vers 9 tot so 11 dink ek. En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring om die dinge waarop dit aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot die dag van Christus. So dit sê, om te kan onderskei, moet jou liefde meer en meer word in kennis en ervaring. Onderskeiding is geanker in liefde. Jy kan los van het staan nie. So hier is wat ek wil hê wat jy doen. As jy begin krities voel teenoor iemand anders en jy dink, wel, ek moet onderskei wat in die gang is. Maak seker dat jy staan in liefde na die persoon, okay? So ek vraag myself again, sal ek doodgaan vir daai ou met wie ek nou begin bietjie moeilik raak so? Want dis wat Christus se liefde gedoen het. Christus se liefde is bereid om dit te doen. Dis wat goddelike liefde is. Onderskeiding is geanker in liefde. As jy nie die liefde kan openbaar vir 'n persoon wat jy oor onderskeid moet maak, is nie besig met onderskeiding, is besig met kritiek. Kritiek is maklik. Jy het twee ore, vleeslike hart nodig. Daar's niks magic daarin. Onderskeiding is geanker in liefde. Nou, ek kan nie vandag praat oor die groep mense wat dink hulle word geaffronteer, nie. Ek wil praat oor die mense wat regtig goed mee gebeur. Die lewe het slaan vir jou hart, iemand naby in jou hart verraai jou. Whatever, jy voel regtig seer gemaak, want as regtig onregverdig teenoor opgetree. Hier is die vraag, het jy 'n reg om te nagekom te voel in daai tyd? En vir beantwoord op die storie, wil ek eers kyk na die storie van Josef. Hier is 'n paar highlights van ons vriend Josef se lewe. Josef is hy het 10 ouer broers as hy. So hy is ver die food chain af van sy gesin, maar hy is sy pa se gunsteling. En die Here gee vir Josef die eerste droom wat vir hom sê basies, jou broers gaan jou dien. En Josef slim sê wat hy is, gaan vertel vir sy broertjies. Die Here sê julle gaan my dien. En hy is baie gewild. En hy kry nog 'n droom wat daarop neerkom dat sy broertjies gaan hom en sy ouers ook. En hy vertel weer vir hulle van hierdie goddelike droom wat hy het en wat die planne wat hy vir sy lewe het, en hy is nog meer gewild. En op 'n stadium is sy broers in die veld en sy pa sê, hoor jy, gaan kyk 'n bietjie hoe gaan met hulle. Vat hulle goedertjies. En hy is op pad soontoe met 'n lied in sy hart en sy mooi jassie. En sy broer sê, hier kom hierdie boet aan. Nou is nou 'n plan. Kom ons haal hom uit. Ons soek nie deel van ons lewe nie. Nou hoef ons nie te hoor van al die goede van ons gaan hom dien, as ek 'n twak nie. Ons maak hom dood. En hulle smyt hom in die put en hier kom 'n klomp handelaars verby. En die een moet kry 'n braadspaak en hy sê, ek het 'n beter plan. Ons wil hom nou uit ons lewe hê, so in plaas van hom net dood te maak, hoekom verkoop ons hom nie eerder nie? Want ons hom nog geld op. Okay, dis nog 'n beter plan. Verkoop hom aan die handelaars en Josef word verkoop as 'n slaaf. Nou vandag is 'n slaaf, ek dink, of die meeste mense dink so, dan moet sy ou met sy hande gaan werk. Hy kon lekker met sy pa baas gewees en dan moet hy met sy hande werk. Die slawerny is 'n groot issue gewees.
'n seun, alles vir 'n seun op daai stadium was. Jy gaan al met jou pa se naam. Jy gaan al met jou pa se belange of besigheid, erfdeel, wat jy ook wil noem. Dis wat die seuns gedoen het. Nou as jy 'n dogter was in daai tyd was dit 'n bietjie moeiliker. Pa was nie so impressed met die dogter nie, want jy kon hom miskien verkoop vir 'n klompie kamele en as hy lelik was, jy dalk 'n krywe aan 'n kop kool gekry het nie. Maar kinders was ryk, seuns was rykdom. En 'n seun het sy pa se naam mee aangegaan en sy besigheid. En toe Josef verkoop word as 'n slaaf, is dit vir hom so goed soos 'n dood in daai opsig van al daai goede gaan weg. En nie net vir hom nie. As hy sou trou, sy vrou ook 'n slaaf. En as hulle kinders het, sy kinders ook slaaf. Dis 'n groot storie. En hy word verkoop as 'n slaaf en hy werk vir 10 jaar vir Potifar. En hy doen 'n goeie job duidelik, want hy word al hoe meer bevorder en bevorder. En hy doen so 'n goeie job met Potifar se vrou nader aan hom wil. Sy so 'n goeie job in die besigheid doen net wat hy met my kan doen. En sy kry die hart vir Josef. En iewers het sy 'n dag in 'n kamer daar weet. En Josef doen wat die Bybel sê, dit sê vlug van seksuele onsedelikheid. En hy vlug en sy skeer sy klere van sy lyf af en sy pleit verkrachting. En Josef word in die tronk gegooi vir 2 jaar. En wees net, ons dink tronke, ons tronke is holiday clubs, maar jy seker soos 'n bodybuilder oefen terwyl jy 'n graad in regte doen. Josef was nie een van daai nie. Hy is onder die grond wat hulle toemaak, pikswart. Die ceilings is so laag, jy kan nie regop staan in die tronk nie. Hulle het hom vasgemaak op. Hy het 2 jaar in kettinge gesit, plat in 'n plek wat jy nie die hand voor jou kan sien nie. En as die movies het julle al, wie van julle het The Count of Monte Cristo die movie gesien? Daai is nog vir my 'n dungeon wat my dat. Daai is nog half hotel rig en daar's dan 'n bietjie volume by jou. Maar dis hektiek. Dis wat Josef oorkom. En wat het Josef gedoen om te verdien? Hy deel van mense die droom wat God op hom gegee het. Dis wat hy doen. Wat om in die tronk te kom. Hy sê vir Bill nee. Hy doen die regte ding. Dis wat Josef doen. So, hier's my vraag nou. Het Josef die reg gehad om te voel teenoor sy broers na die 12 jaar? Hier gaan sy broers aan. Vir 12 jaar lank geniet hulle die rykdom en die vrug van hulle pa se en hulle erfdeel wat hulle kry en al die dinge wat saam met die geseëndheid gaan van 'n geseënde familie wees en jy gaan aan met jou pa se goed. As Josef soos ons was, hy probably gesê as hy uitkom is hulle dood. Julle lot van hulle. En ons is dan net 'n bietjie meer beskaaf. Ons maak nie mense dood nie, ons sny hulle net dood met ons woorde. En as Josef dit sou gedoen het, julle sou daaronder moes bly, God sou net uitkom het nie. Want hy sou 10 van die stam van Israel doodgemaak het. En onder andere Juda wat Jesus moet kom. Maar hy was nie daar nie. Het Josef dink julle die reg gehad om bietjie te nagekom te voel deur God? Van Here, waar is hierdie drome? Dis 12 jaar, al wat ek kry is die verkeerde kant van die stok. En wat ek daarvoor doen is al die regte dinge. Ek doen al die regte dinge. En hierdie waarneming is gewoonlik mense wat geaffronteer voel deur mense. Dis 'n groter probleem as hulle issue met God. Bruce Wilkinson het eendag gesê dat my kop van jou wat verander word. En dit is elke toets wat jy deurgaan, is eintlik 'n toets van wat glo jy van God. Jy dink dit gaan oor die geld? Dit gaan oor wat glo jy van God as jou voorsiening. En baie mense wat dink ek deur so 'n storie gaan, het hierdie ding wat hulle noem dit God, hulle noem dit Jesus en God is aan hulle kant en hulle mag so voel in al die goede. Maar Jesus wat ek van lees, sê hierdie kranksinnighede. Hy sê hê jou vyande lief. Seën die wat jou vervloek. Bid vir die wat jou verdruk. Ons praat nie van die mooi mense nie, ons praat van die mense wat die lelike goed doen. Wees as Josef soos die meeste van ons was, sou hy daarna gevoel het, dit was sy broers doen. En as hy eerlik genoeg was met God, maar Josef is in die tronk en God stuur hoop dit nog 2 mense na hom toe wat hy moet bedien. Die bakker en die skinker. En nou sit ek net hier kom in. Probably as ons Josef was het gesê, wat jy dink jy het 'n probleem met. Kom ek vertel van my probleme. Gaan weg. En dis nie wat hy doen nie. Hier is Josef se toets. Hy moet teenoor hierdie 2 mans getuig van God se getrouheid. 12 jaar in 'n proses in van ek sien nie God se getrouheid in my lewe nie. Dit wat God my beloof het nog nie uitgepen nie.
Maar ek sê vir jou, moenie worry jy nie, want die gedroom van God het vir jou gesê gaan uitbreek. Dit was sy toets op hierdie ding van, is hy geafronteerd? Voel het nagekom? Hoe voel hy oor God? Gaan hy getrou wees aan wat hy glo van God se getrouheid en die tyd wat hy in sy eie omstandighede kan sien? En wees as dit nie so gebeur het nie, hy probably daar in die tronk dood gegaan het en hy sou gesit het met bitternis en onvergewensgesindheid in sy hart, of onvergifnis, en hy sou moes gesê het, God is nie getrou nie. Maar God was getrou, want obviously Josef het nie geweet nie, maar die skinker was sy kaartjie die tronk uit, en die begin van die vervulling van alles wat God beloof het, voor die hele storie begin het. En dis hoekom Josef op die einde van die storie kon staan, en sy broers vir hulle sê, moenie worry nie, gaan julle seer maak nie, julle het nie hierdie aan my gedoen nie, God het my voor julle uitgestuur. Dis hoekom hy dit kon doen. Nou hier is 'n belangrike punt wat ek beleef wat jy vanoggend moet hoor. En dit is dat geen kind of vrou of enige persoon op hierdie aarde kan jou uit die wil van God uithou nie. Die mag van om te lewe in die wil wat God vir jou het, of nie dit te doen nie, lê net in die persoon se hande en dis jou eie hande. Niemand kan hy van jou wegvat nie. Josef se broers het beplan om hom dood te maak, sodat die droom oor sy lewe nie sal waar word, sodat hy nie oor hulle sal heers nie. Maar God weet dat obviously voor hy nog die droom vir Josef gegee. En God word nie ontkant betrap deur goed in ons lewe nie. So of dit nou mense is wat jou te nakom, of dit 'n boetie in Christus is, of dit 'n regering is, die ekonomie, maak nie saak wat dit is nie. Niks van daai goed kan tussen jou en die planne van God kom, tensy jy dit toelaat. En hoe laat jy dit toe? Hier is een van die groot traps, maatjies. Raak, of voel te nagekom oor wat ook al met jou gebeur. En as jy die dag besef, niks van daai goed kan die planne van God vir jou kanselleer nie. Net jy kan dit doen. Dan gaan jy vry wees en kan ander beweeg in dit wat jy glo God vir jou beplan het. Jy kan, daar gaan nog steeds op en af wees, daar gaan nog steeds woestyn wees. Maar jy kan kies of jy 1 jaar deur die woestyn sou gaan of probeer sou vat en of jy vir 40 jaar wil rondtoeter. Want jy het issues met die leiers, jy het issues met God, jy het issues met die stad. Ok, ek gaan hier stop vir vandag. Kom asseblief volgende week terug, want hier is nou al die inleiding vir hierdie hele storie van hoe deel mens met hierdie ding. Ok, ek gaan gedeelte 2 is volgende week. Hoe hanteer jy hierdie saak sodat jou hart altyd oop voor God is, sodat jy vry kan lewe van ten spyte van wat mense aan jou doen, sodat jy kan lewe met God vir jou beplan het. Jy mag. Ja, ek wil nou nie oor die ander dingetjies praat wat kon gebeur wat ek nie weet nie, maar jy het 'n stelling gemaak daar wat ek vir jou wil sê. Dit sê is 'n goeie spreker. Jy dink is. My siening van 'n goeie spreker is dan 'n goeie luisteraar wees. En 'n goeie spreker is nie iemand wat die woorde kan aframmel sonder om op papier te kry, vreeslike groot woorde gebruik en sonder hakel en sonder vashou kan praat nie. 'n Goeie spreker is die een wat met sy hart kan praat. Dis 'n goeie spreker. En 'n goeie luisteraar is die een wat dit gaan optel. Nie die een wat gaan kyk wat is die grammatika, wat is die lees hy van die papier af, hakel hy, kan hy nie vlot praat nie. Hy gaan kyk na die inhoud wat uit die hart kom. Dis wat ek weet. En dit is wat vir ek en Pierre in hierdie kerk gehou. Van die eerste keer wat ons hier gekom het, is om met ons jou hart te sien. Ons het jou hart te sien. Ja, ek sit en dink, dit sit hy toe nou inskryf terwyl hy by Adelaide waar aan die dag. Ons het jou hart gesien. Ek verstaan, nee, kom, ok, dis kom ek praat. Ons bid. Here, dankie vir u woord wat rots onder ons is. En dat u hart vir ons is die hele tyd en dat hierdie 'n waarskuwing is vir ons om nie te val vir 'n wip wat vir ons gestel is nie. En ek is self mens, ek weet dit is nie maklik om net te nagekom te voel nie. Ons harte kry baie seer want ons is stik in self op baie plekke. En ek wil vra Heilige Gees dat u vir ons help met hierdie ding
sal U asseblief ons uitwys as ons met 'n offense in ons hart sit. En iets in ons harte het teen mense, sal U asseblief ons dit uitwys, sal U vir ons lei na die seer in ons eie harte, dat ons dit kan uitkry. Kom maak U gesond wat stikkend is, Here, help U vir ons in hierdie ding, lei ons deur alles sodat ons nie sal val vir die lokval van Satan. Want die uiteinde van hierdie storie is nie mooi prentjie nie. En U het vir ons net goed in gedagte. En dit is so baie aan Dawid wat soveel dinge duidelikheid vooruit geweet het, profeties geweet het van hoe dit sou wees. En uiteindelik kon sê in daai tyd al net God se goedheid en guns volg my elke dag van die dag. Dis wat U vir ons op U hart het. En dankie daarom dat U vir ons waarsku teen sulke goed, Here, en ja, kom help vir ons met hierdie ding. Roei dit uit in elkeen in hierdie gemeente se hart en uit ons gesinne, uit die hele kerk, Here, uit die hele net weg. Ons wil hierdie ding nie toelaat by ons nie. Dankie vir mense wat hier om ons sit, boeties en sissies in Christus, sodat ons mekaar kan dra, mekaar kan aanmoedig, mekaar kan ondersteun. Ons waardeer mekaar. Dankie dat dit U liggaam is, Here, en dat U die hoof is, en dat U die liggaam lei in wysheid. Ek wil vanoggend weer kom in die naam van Jesus, elkeen kom seën met U soos dit vir my. Met God se heel beste wat Hy gebring het. En as U seën nie sou terughou, die Here sal U geen goeie gawe terughou nie. Ek seën hulle daarmee in Jesus naam. Ek bid dat dit sal deursyfer in die praktiesheid van hulle lewe. En ek vra dat U engele sal stuur saam met elkeen van hulle om hulle te beskerm, fisies en geestelik, totdat ons mekaar weer sien. In die naam van Jesus. Amen.